Ons verwelkom almal wat by Homebase aansluit en ek en Rebecca is weer hier met die woord in diepte en jy sal sien dat ons nie nou in ons huis sit nie, die agtergrond is 'n bietjie anders, ons is by Homebase, ons het die voorreg om deur te gery het hiernatoe vir die opnames en ek hoop jy geniet die studie saam met ons. Vandag gaan ons die laaste van hierdie reeks oor hoe ons God se hand, die profetiese hand van God sien in die Bybel. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, die hemel, ons dankie, dat terwyl ons hierdie aardse reisies hardloop as mens, dat U ons aanmoedig, dat U soos 'n ouer daar is, wat kyk en wat omgee vir ons. Hou U ons hand vas, hou ons oë op die einddoel en op Jesus gefestig. Amen. En in hierdie Bybelstudie het ek getitel Beelde van die einde. Hoe kan ons hierdie beelde wat afspeel in die Ou Testament, Nuwe Testament, hoe kan ons daaruit krag put vir die laaste dae? En dit het my herinner aan 'n reisies wat mense hardloop. En jy ken almal die bekende aflos. Ons dra die stokkie vandag, maar môre wanneer ek gaan rus en in die graf lê, dan moet iemand anders daai stokkie aanvat en dra. En so in die gebedsfoto sal jy sien daar hardloop twee mense en die een gee die stokkie vir die ander een aan. So met ons God se waarheid in ons harte, in ons lewenswyse aangee vir die mense om ons. Rebecca lees vir ons daar van Jona 1 vers 9. En hy antwoord hulle, ek is 'n Hebreër, en ek vrees die Here, die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het. Ek dink toe Jona daardie antwoord gee en die boot so op en af gaan en die brander slaan oor en hy moet skree om mekaar te hoor in daai storm. Toe hy sê ek dien die God, want toe praat hy godsdiens in hierdie noodtoestand. Toe skrik hy manne baie groot toe hy sê ek dien die God wat die see gemaak het. Want nou is hierdie God kwaad vir ons. So daardie matrose seker gedink. Nou hierdie verklaring van Jona sin speel op God se eindtyd volk. Hier aan die einde, in die tyd waarin ons vandag lewe, wat daarop aanspraak maak dat hulle sy verkose werktuie is. Hulle die Here vrees, naamlik die skepper van hemel en aarde. Wanneer daar 'n oorlog kom, wanneer daar 'n windstorm kom, wanneer daar 'n donderstorm kom, wat ook al gebeur, dan kan die kind van die Here altyd sê, ek dien my skepper. Ek dien die skepper van hierdie dinge. En wat het hierdie dinge dan so omgekrap? Wat het die weer so omgekrap? Die koerante en die media blameer het op dit en op dat. Ek gaan nie 'n paar noem nie, want dan hardloop mense gedagtes weer in daai rigting. Maar dit is eintlik die mens van Adam se tyd tot vandag wat gesondig het. En ons sonde het die hele wêreld omgekrap. Nou, kom ons kyk 'n bietjie hierso na Jona en hoe ons eindtyd insigte kan kry vir ons. Watter waarde het Jona se verhaal vir ons? Nou die eerste teks wat ons daar het, is Matteus 28. Nou, Jona was 'n onwillige profeet. Ek hoop hulle sit die skyfie op dat hy opbly terwyl ons daaroor gesels. Die eerste punt daar is die onwillige profeet. Nou lees vir ons Matteus 28 vers 19.
Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So, Jona is uitgestuur na Nineve toe. Ons word ook uitgestuur na die mense om ons. Ons moet gewillige mense wees. Nie die parallelle is vir my pragtig. Die tweede teks is Lukas 19 vers 10. Hy was uitgestuur na 'n heidense volk toe. Nineve was nie, dis nie Israel nie, dit is 'n heidense volk, 'n wrede volk. Nou wat van die heidense stede en volke om ons vandag? Lukas 19 vers 10. Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Wat verlore is, nou, sê vir my, is dit net vir sy kinders wat gered word? Nee, dit is vir die heidene ook. Nou, die derde punt daar, as jy kyk op die skyfie, daar is, mense is gevaarlik. Lees vir ons Genesis 10 vers 8 tot 11. Kus was ook die vader van Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op aarde te wees. Hy was 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. Daarom sê hulle, soos Nimrod, 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. En die begin van sy ryk was Babel en Erech en Akkad en Kalne in die land Sineer. Uit hierdie land het hy getrek na Aser en gebou Nineve en Rehoboth, Ir en Kalag. En as Rebecca nou hierdie gelees het, dan kan ons nou honderde voorbeelde om ons wys, waar stede vandag gebou word, opgerig word, en die geweld in die stede. As ons die koerant oopmaak, dan is dit bloed en moord en doodslag en misleiding en boosheid en kriminaliteit net waar jy kyk. Ons hoef nie verder te verduidelik nie. So was Nimrod 'n leier in daardie tyd. En ons kan daarmee assosieer vandag en dit verstaan. Nou kom ons kyk na die vierde punt, na lyding en 'n tweede kans. 2 Timoteus 3 vers 12 asseblief Rebecca. En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. So, ons gaan nie vervolging vryspring nie. Want die duiwel is aktief. Hy is soos hy brullende leeu. Ons gaan beproef word. Gaan ons staan of gaan ons val? Wanneer die beproewing en die lyding kom. Goed, dan preek Jona reguit. Hy praat met hulle. En hy sê Nineve gaan vernietig word. Nou wat van Openbaring 14 vers 6 en verder? En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde. Nou hier word 'n finale, dis die laaste, daar gaan nie nog een wees nie, boodskap gegee, soos Rebecca hier gelees het. En so was dit ook 'n finale boodskap vir Nineve. Gaan ons bekeer of gaan ons nie bekeer nie? En ek dink waar almal in Nineve bekeerd is, hulle bekeer het in sak en as, gaan dit nie sommer weer gebeur nie. Nou daar's ook baie interessant vir my, daar's 'n tydsaspek in Jona se prediking. En hy het gesê, hoeveel dae? 40 dae. 40, ja. Hulle het net 'n maand gehad, bietjie meer. Hulle het net 'n maand gehad om voor te berei, om 'n besluit te neem, dan word hulle stad vernietig. Maar let op die tydsaspek wat Hebreërs 3 vers 7 tot 9 vir ons gee. Daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn nie. Met ander woorde, hy sê, moenie uitstel nie, vandag
En is daar nog iets? Waar julle vaders my versoek, my beproef het en my werke 40 jaar lank. Gesien het, die vorige versie sê, verhard julle harte nie, soos in die verbittering in die dag van die versoeking in die woestyn nie. En hoeveel jaar het hulle in die woestyn geloop? 40 jaar. En Nineve was oor 40 dae sou hy vernietig word. Dit is my baie interessant dat hierdie genoem word. Onthou die bekering. Die hele stad het hulle bekeer en het gesê ons is jammer. En Johannes 14 en vers 12. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Die uitstorting van die Heilige Gees het daar die mense se harte geraak. En daardie Ninevite het hulle bekeer. En aan die einde van tyd gaan die uitstorting van die Heilige Gees op die mense van hierdie aarde ook 'n baie groot herlewing bring. Maar daar gaan duidelik 2 groepe wees. Die een groep gaan dit aanvaar en die ander groep gaan dit verwerp. En ons moet kies in watter groep ons vandag gaan wees. Lees vir ons daar Matteus 12 en vers 38. Toe spreek sommige van die skrifgeleerdes en fariseërs en sê, Meester, ons wil graag 'n teken van u sien. Maar hy antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en owerspelige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Ja, hierdie mense se oë wou nie oopgaan nie. Die fariseërs en skrifgeleerdes praat hier met Jesus, hulle soek 'n teken, terwyl hy elke dag die wonderwerke voor hulle oë doen. Met ander woorde, hulle moet in gewone Afrikaans sê, hulle soek skoor. En daarom sê Jesus vir hulle, hy sê, 'n slegte, owerspelige geslag soek na 'n teken. En dan vers 40. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. So baie dae daarna sou hulle hieraan dink aan sy woorde. Jesus het vir hulle hier 'n antwoord gegee. En nadat hy opgestaan het, nadat hy gekruisig is, nadat hy in die graf was, is ek seker dat die Heilige Gees hierdie woorde tot hulle verstand gebring en het hulle besef dat hy gepraat het van sy dood en sy lyding wat hy deurgegaan het hier met die kruisdood. En dan het hulle weer 'n kans gehad om God te kies. En dan verder. Die manne van Nineve sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want hulle het hul op die prediking van Jona bekeer, en meer as Jona is hier. En hulle het nie van daardie woorde gehou nie. Dit het weer hulle selfsug aangespreek. Wie's jy, het hulle gesê, om jou bokant ons profete aan te stel. Ja, hier het God in die vlees voor hulle gestaan en hulle is te blind om dit raak te sien. Vers 42. Die koningin van die suide sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want sy het gekom van die eindes van die aarde af, om die wysheid van Salomo te hoor, en meer as Salomo is hier. Jesus het diep woorde gespreek, en hulle wat dit ingedrink het met 'n verlange om meer te weet,
omdat hulle hom lief het. Hulle is as sy kinders, sy egte kinders identifiseer. En hulle het gegroei, hulle het verstaan, maar die groep wat nie wou nie, het niks gekry nie. Nou, kom ons kyk na Noag. Noag preek, net soos Jona gepreek het vir Nineve. Hier kom Noag, een van die grootste predikers van alle tye. Hy het die langste preek gepreek. Jona het maar maksimum 40 dae, of 'n gedeelte daarvan gepreek, maar Noag preek 120 jaar. Hy sê, kom in die ark en kom help bou, want daar kom 'n storm. En ons kan net gered word as ons in die ark kan gaan. En ek vergelyk Noag se preek, soos iemand wat daar op die bult staan, op die hoogte of op die steierwerk daar van die ark wat hulle bou. En met sy groot stem praat hy met die mense. En hy stuur die boodskap uit, net soos ons die 3 engele boodskappe vandag moet uitstuur. Vrees God en gee hom eer. Hy is die skepper. As jy al ooit in die wildtuin was, en jy kyk na die voeltjies en die leeu wat daar rustig lê en slaap, jy kyk in jou spieeltjie in die kar en jy sien hier agter kom 'n groot kerel aan. En daai kerel blaas sy trompet. Ek praat nou van die olifant. Dan sit jy daai kar baie gou in eerste rad en jy gee pad. Daar is 'n foto van 'n olifant, en as daai olifant sy stem laat hoor en begin trompeter, dan bewe die aarde. En so moet ons die boodskap uitdra vandag, want daar is nie nog 'n boodskap nie, dis die laaste boodskap. Soos Noag gepreek het, moet ons preek, maar daar's baie min tyd. En as ek kyk na so vinnig deur 'n gedeelte van die Ou Testament en dan na die Nuwe Testament toe gaan, dan dink ek na Noag aan Moses, wat gesê het in Deuteronomium 30 vers 2, met jou hele hart, met jou hele siel, moet jy die Here dien. Samuel het die boodskap uitgedra, sê bekeer julle, rig julle hart op die Here, dan sal hy julle red. 1 Samuel 7 vers 3. En dan Salomo, hy bid tot die Here, hy pleit, toe hy die tempel aanwy, en hy sê, Here, vergewe ons, wanneer ons na ons gesig na hierdie tempel toe draai, vergewe ons, 1 Konings hoofstuk 8. En Dawid in die psalms, hy pleit ook by sondaars om bekering. En jy kan maar na Psalm 7 toe gaan, of Psalm 22, of Psalm 51, daar is baie. En Jesaja, slaan vir ons bietjie Jeremia 4 vers 1 na. Jesaja pleit ook om bekering. In Jesaja 55 vers 7. Die profete een na die ander is besig om die volk van God te roep tot bekering. Wat sê Jeremia in Jeremia 4 vers 1? As jy jou bekeer, Israel, spreek die Here, bekeer jou tot my. En as jy jou verfoeisels van my aangesig af verwyder, hoef jy nie rond te swerwe nie. Is Jeremia besig om regheid te praat? Definitief. Hy praat baie regheid, net soos Jona gepreek het. Jy het 'n keuse om te maak. En so, ons kan nie met almal deurgaan nie. Esegiel het gepreek, Daniel het 'n beroep gedoen op die volk, Hosea het, Joel het, Amos het, en Jona het ons klaar gedoen, Sagaria het. En dan het Jesus self gekom, na Johannes die Doper, en gesê, bekeer julle. En die evangelieskrywers het dieselfde gedoen. En Paulus het met 'n groot stem van dorp tot dorp gegaan en dit gedoen. En vandag roep
God se woord ons uit na hom. Uit ons verfoeisels, uit die sonde, uit die gemaksig van die lewe vandag. Want soos dit was in die dae van Noa, so sal dit weer wees aan die einde van tyd, daardie teks. En is nie verkeerd om jou daaglikse werk aan te gaan nie. Maar, as iemand inkom en sê, en hy skree, en hy sê die huis is aan die brand, dan het jy dalk net 2 of 3 minute om uit te kom. Daar is nie tyd om met jou werk aan te gaan nie. Ja, ons moet nou die dringendheid van die tyd besef. Dwarsdeur tot Openbaring roep elke Bybelskrywer die mens tot bekering, om terug te keer na die skepper van hierdie aarde, die skepper van die mens, die skepper van die Sabbat, om terug te keer na sy woord toe. So gaan die boodskappe van Openbaring 14, vers 6 tot 12, uit na die wêreld vandag. Lees vir ons Jona 3 vers 5. En die manne van Nineve het God geglo en 'n vasdag uitgeroep, en groot en klein het hulle met rou gewaad beklee. Wie weet of God nie sal omkeer en berou sal hê nie, sodat hy hom afwend van die gloed van sy toren en ons nie vergaan nie. En God het hulle werke gesien, dat hulle hul bekeer het van hulle verkeerde weg. Toe het God berou gehad oor die onheil, wat hy gesê het dat hy hulle sou aandoen, en hy het dit nie gedoen nie. God is altyd vol liefde, hy verstaan ons omstandighede, en hy's nie onredelik nie. In die bygaande foto staan daar iemand wat op 'n beel blaas. En toe ek in die leer was, wanneer daar die beel opgetel word en geblaas word, dan staan jy op aandag, jy gee jou aandag, jy het respek, en so moet ons respek hê vir God se woord, en luister na die boodskappe wat uitgegaan het. Nou, iemand sal sê, ja, Jona het dit gepreek, het gesê, Nineve gaan vernietig word, en toe dit nie gebeur nie. So hier is 'n profesie wat nie vervul is nie. Hoekom? Ek dink dit is baie duidelik vir ons. Wanneer 'n ma vir haar kind sê, jy moet dit en dit nie doen nie, anders gaan jy seer kry. En dan luister die kind, en die kind doen nie die verkeerde ding nie. Gaan die ma dan die kind vat en laat seer kry, omdat sy gesê het, hy sou? Definitief nie. Dit is juis wat God wil hê, met sy waarskuwing, dat dit nie moet plaasvind nie, dat ons moet bekeer en na hom toe kom. Die heidene was wreed, en hulle het dit geweet, en God waarsku hulle, en dit raak hulle gewetens, hulle is gespaar. En nou vra ek myself al, wat van vandag? Daar's wreedheid in die wêreld vandag. Gaan die mense luister wanneer hierdie boodskap van God hulle ore bereik? En of gaan hulle ore toedruk en klippe optel en Stefanus stenig, God se kinders aan die einde van tyd? Ons moet die boodskap neem. Ons gaan dalk gestenig word, met woorde, met dade, ek weet nie. Maar, wanneer ons God se boodskap reguit uitdra, sal daar altyd hulle wees, wat vir ons skeef sal aankyk. Individue, selfs hele kerke, sal hierdie boodskap van redding aanneem, en luister, net soos Nineve, maar die meerderheid, soos ek God se woord lees, gaan hulle verhard, want die wêreld is hoe kan mens sê, ek het nie nou die regte werkwoord nie, is gedetermineerd om dit wat hulle wil doen, waarvoor hulle lus het te doen, en dit is die sonde. Dit is 'n groot tyd van benoudheid,
soos wat die wêreld nog nie geken het nie, lê voor ons. Openbaring 2 en vers 5, kan jy dit vir ons naslaan, waar hy skryf aan die kerk. Lees vir ons Openbaring 2 vers 5, waar Johannes skryf, of waar die brief geskryf word aan die Efese kerk. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. En daardie kandelaar verwys na Jesus. Hy is die lig van die wêreld. Hy het met sy eerste koms gekom om die mense redding aan te bied, en met sy tweede koms kom hy finaal. Openbaring 2 vers 21 sê, En ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. en dit is baie interessant. Iemand het gesê, indien Noag net 3 maande in die ark sou gebou het, is ek seker sou daar 'n paar mense ingegaan het. Want is iets niets en is iets gevaarliks wat hy aankondig. Maar omdat jaar na jaar verby gegaan het die mense gewoond geraak aan die ou ark wat hy daar bou. En meer gespot. En toe's daar niemand gered, behalwe hulle wat in die ark ingegaan het nie. En ook die natuurlik wat gebou het aan die ark en wat gesterf het, voordat die vloed gekom het. Daar was getroues. Die Here gee vir ons in sy genade tyd om ons te bekeer. Wat 'n pragtige gedagte. En dan Openbaring 9 vers 20. En die oorige mense wat deur hierdie pla nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hul hande, om die duiwels te aanbid, of die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout, wat nie kan sien of hoor of loop nie. En hulle het hul nie bekeer van hul moorde en hulle towerye en hul hoerery en hulle diefstalle nie. Baie duidelike woorde, baie ernstige woorde. En ek wil nie deel van daai groep wees nie. En dan Openbaring 16 vers 9, waar die pla uitgestort word. En hier is iets wat nie mooi is nie, vers 9. En die mense is geskroei met groot hitte. Dis die 4de plaag wat hier uitgegooi word oor die aarde. En hulle die naam van God gelaster wat mag het oor hierdie pla, en hulle het hul nie bekeer om hom heerlikheid te gee nie. Nou wat sê hierdie woord? In teenstelling met Nineve, daar het die Nineviete saam met die koning almal in sak en as gesit. Maar hier aan die einde van tyd, want toe die Here, hoe lank lewe ons nou na Nineve? Duisende jare. Hy het baie tyd gegee, en ons het al die voorbeelde in die Bybel. En nou is ons so gewoon daaraan, dat ons al spot met godsdienst en met God en sy woord. En dit sê, hulle het hulle nie bekeer nie. Dit is 'n ernstige aantuiging. Vers 11. En hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere, en het hulle nie bekeer van hul werke nie. Dit is ernstig hier. Hoe meer God hulle toets en na hom toe wil bring, hoe minder luister hulle. Want as jy met sonde speel, dan vang hy jou naderhand so vas, dat jy nie kan anders as om sonde te dien nie. Kom ons kyk na Daniël vir 'n oomblik, in Daniël 5 vers 1. Koning Belsassar het 'n groot maaltyd berei vir sy 1000 maghebbers, en in teenwoordigheid van die 1000 het hy wyn gedrink. By die genot van die wyn het Belsassar bevel gegee om die goue en silwer voorwerpe te bring wat sy vader Nebukadnesar uit die tempel van Jerusalem weggevoer het, sodat die koning en sy maghebbers, sy vroue en sy byvroue daaruit kon drink. Hulle het wyn gedrink en die gode van goud en silwer,
koper, yster, hout en klip geprys. Wat sê die woord van God hier? Het hierdie mense by hierdie partytjie, by hierdie fees gedoen? In die bygaande foto daar, is daar maar 'n foto van drank en drankbottels. Daar is fees gevier, soos wat die wêreld fees vier. En in die volgende foto wil ek vir iets interessants wys. Ek en Rebecca is in Engeland en ons is daar na een van die groot kathedrale toe. En terwyl ons deurstap in die kamers in die agtergangetjies daar, is daar 'n vertoonkas. En ek het die kamera om my nek en ek steek vas. En hierdie woorde van die Belsasarsfees kom in my gedagte op. Ek kyk hier na die glas en die bekers wat agter die glas staan in die vertoonkas. En daar is reuse bekers van egte goud gemaak. En ek kyk so vir haar en ek sê, kon Belsasar dalk uit hierdie bekers gedrink het? Is hierdie bekers dalk gebruik om in die tempel van God in Jerusalem, en is dit dalk die bekers wat weggevoer was na Babylon toe, en wat later aan onder Kores weer teruggegaan het na die tempel toe, en so het ek hierdie foto daar geneem, en toe het ek die volgende foto, die laaste een daar, kan jy sien daar is 2 verskillende bekers, die linkerkantste een, sou ek raai is die koningin se goue beker waaruit sy sou drink, en regs is die koning se beker waaruit hy sou drink. Vandag het ons maar bekers van klei of glas en nie meer hierdie goue bekers nie. En toe het ek daaraan gedink, dit is nie die goud wat die verskil gemaak het nie, maar die feit dat die heidense nasie daar in joligheid, daardie bekers wat aan God gewy was, wat as heilig en kosbaar beskou was, sommer so gebruik het vir hulle eie uitspattigheid. In Daniël 5 vers 5, wat gebeur toe hulle daar so nog soos lekker saam lachend te kere gaan en hulle self verhef dat die gode van die Israeliete is niks werd nie. Wat gebeur in vers 5? Op dieselfde oomblik het daar die vingers van 'n mens se hand tevoorskyn gekom en teenoor die kandelaar op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskrywe. En die koning het die deel van die hand gesien wat geskrywe het. Toe het die gelaatskleur van die koning verander en sy gedagtes het hom verskrik en die gewrigte van sy heupe het losgeraak en sy knieë het teen mekaar geslaan. Ek kan nie help nie, maar hier moet ek lag. Jy weet, as jou gewrigte van jou heupe losraak, dan is jou bene niks werd nie. En as jou knieë teen mekaar slaan, ons het vandag nog die spreekwoord, dat hierdie persoon baie benoud is. En vers 7, toe roep die koning uit. Die koning het hardop uitgeroep om die besweerders, die galdeërs en die waarsêers in te bring. Het hy hom toe tot God bekeer, of het hy toe verder in sy afgoderdiens ingegaan deur hierdie besweerders in te roep? En in die bygaande foto kan jy sien daar hoe 'n skilder dit daar voorgestel het. Maar ek dink geen skilder kan die benoudheid van daai koning reg voorgestel het nie. En vers 13 sê, toe is Daniël voor die koning gebring. Vers 17. Toe het Daniël geantwoord en voor die koning gesê, u kan u gawes maar vir uself hou en u geskenke aan 'n ander gee. Nogtans sal ek die skrif vir die koning lees en die uitleg aan hom bekend maak. Wat u betref, o koning,
Die Allerhoogste God het aan u vader Nebukadnesar die koningskap en grootheid en heerlikheid en majesteit gegee. Hier sê Daniël vir die koning, wat die mag van die sterkste koninkryk op die aarde gehad het. Hy sê, daar's 'n God in die hemel, en hy verhef God ver bokant, die Babyloniërs. En hy sê, hy het aan jou vader sy mag gegee. So hy's bokant Nebukadnesar. Hy sê, jy het geweet hiervan. Hier praat Daniël reguit met die grootste gesag op aarde, maar hy praat met die gesag van God. En dit tref daai koning. En hy wil sommer groot geskenke aan hom gee. En omdat Daniël 'n God dien, wat meer besit as wat ou koning Nebukadnesar en Belsasar saam besit het, sê hy vir hom, hou maar jou geskenke vir jouself. Vers 19. En vanweë die grootheid wat hy hom gegee het al die volke en nasies en tale gebewe en vir hom gesidder. Wie hy wou, het hy gedood, en wie hy wou, het hy laat lewe, en wie hy wou, het hy verhoog, en wie hy wou, het hy verneder. Maar net toe sy hart hom verhef het en sy gees verhard is om hom oormoedig te wees, is hy van die troon van sy koningskap afgestoot. Nou, hoe kan hierdie leier wat gedood het wie hy wou dood, nou van sy troon afgestoot word? Omdat daar God in die hemel is. En het sê, en die heerlikheid is hom ontneem. Net God kon dit van hom wegneem. Nebukadnesar se oë is hier baie groot. Vers 21. En hy is uit die mense verstoot, en sy hart het soos die van die diere geword. Ja, en Belsasar weet, is vir hom duidelik vertel, hoe hy gras geëet het as 'n dier. Hy weet van alles. En soos 'n rolprent voor jou oë afspeel, so speel hierdie dinge voor hom af, en hy besef, dat hy nie aandag gegee het, dat hy God nie in rekenskap gebring het nie. En het sê, alhoewel hy dit geweet het hy hom verhef teen hierdie God, en hom nie vereer nie. Vers 25 lees die woorde. En dit is die skrif wat geskrywe is, Mene, Tekel, Upharsin. Dit is die uitleg van die woord Mene. God het die koningskap getel en daar 'n einde aan gemaak. Wie het dit gedoen? God. Toe kon hy niks sê nie. Hy kan nie kwaad word vir Daniël nie, want hier is 'n mag baie groter as hy self. Vers 27. Tekel, u is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. Dit sê baie. Vers 28. Peres, u koninkryk is verdeel en aan die Meders en Perse gegee. En vers 30 sê, in dieselfde nag, hy het genoeg tyd gehad om hom te bekeer. Die koning van die Galdeërs het Belsasar gedood. Het 'n einde aan sy lewe gekom. Lees vir ons Openbaring 16 vers 12. En die 6de engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste afkom, reggemaak kon word. Die profesie van God se woord is vas. Sy woord is vas. En hy gee genoeg tyd aan elke mens op hierdie aarde om 'n keuse te maak. Ons het tyd om daai keuse te maak, vandag nog, miskien nie môre nie, want vandag as julle sy stem hoor, moenie julle harte verhard nie, sê Hebreërs vir ons. En Openbaring 16 vers 17 het baie ernstige woorde, lees dit vir ons. En die 7de engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en 'n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af wat gesê het, dit is verby. Dit is verby. Daardie tyd sal eendag aanbreek. En dan kan ons nie sê, en aan die deur klop en sê, maak vir ons oop.
soos die 5 dwaase magte nie. Ek ken julle nie, kom die antwoord. Dan kan ons nie in die ark se deur klop en sê, laat ons in, dit reën. Dan is dit te laat. 2 Kronieke 36 vers 22, ons laaste boek wat ons aanhaal. In die eerste jaar van Kores, die koning van Persië, het die Here sodat die woord van die Here deur die mond van Jeremia in vervulling sou gaan, die gees van Kores, die koning van Persië, opgewek, dat hy 'n oproep deur sy hele koninkryk laat gaan het, selfs ook skriftelik, om te sê, so sê Kores, die koning van Persië, al die koninkryke van die aarde het die Here, die God van die hemel, aan my gegee, en hy het my opgedra om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem, wat in Juda is. Enige een onder julle wat aan sy volk behoort, mag die Here sy God met hom wees en laat hom optrek. Hierdie profesie, wat jare voor Kores se geboorte gegee is 'n wonderlike profesie. Dit is so, ek weet nie hoe om te sê nie, maar dit is so 'n groot profesie dat die slim mense van die Bybel weier om dit te aanvaar. Hulle sê is onmoontlik. Hoe kan mense die toekoms ken? Maar God het dit gegee. En hy het hierdie heidense koning se gees opgewek om die Israeliete te laat teruggaan en Jerusalem se mure op te bou, die fondamente te lê en die tempel te herbou en daardie goue kruike en die gereedskap van die tabernakel terug te neem Jerusalem toe. Weg weer uit die huis van Dagon uit, teruggeneem, terug na God se volk toe. En in ons gebedsfoto sien jy daar hoe hulle bou en hulle werk aan die mure van Jerusalem. Ek is seker hulle het met ywer gebou. Dis ons eie stad. God het ons gebede verhoor en hy is ons genadig. Een verskil, as ons 'n parallel tussen daardie tyd en die hemel trek, en het op ons toepas, wanneer ons huis toe gaan en terug gaan hemel toe, gaan ons nie van niets afbou nie. Die Here sê, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. So, in die hemel, in die Godstad, berei God vir ons wonings. Maar wanneer ons op die aarde herskep, gaan bly. Kom ons sê, in die week gaan ons op ons eie grondjie buite die nuwe Jerusalem bly. Daar gaan ons eie huise bou. Maar wanneer ons opgaan om te aanbid elke Sabbat in die nuwe Jerusalem, sal ons daar die huis hê wat God vir ons gegee het. Kom ons bid saam. Vader, terwyl ons hier gesels het oor die boodskap van Jona, die boodskap van Noag en al die profete, en die boodskappe wat tot ons kom vandag, gee dat ons gehoor sal gee voordat dit te laat is, sodat ons kan huis toe gaan, vir ewig by U te wees. Dankie dat U vir ons tyd gee, om 'n besluit vir U te neem. Amen.